Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe is dit ons begeerte om net te ontdek en te besef hoe diep is hierdie honger en dors na U werklik in ons lewens. Ons weet dit nie eers altyd nie, Here. Ons jaag na dinge, ons soek na goed, ons wil dinge bereik en ons wil iewers kom in die lewe en eintlik is dit alles net 'n gejaag om U te vind. Dis 'n honger en 'n dors dat U deur ons sal leef, dat U deur ons sal blaas, Here. En ons weet dit nie eers nie. Ons lees goed, ons gaan na plekke toe, ons reis oor see, ons soek, ons begeer dinge. En ons noem dit name, ons noem dit projekte. Ons dink is uitdagings, maar eintlik is dit hierdie diepe honger na U. En dis waarom het ons gebed is vandag, Here, kom en vervul ons met U self. Ons soek na U, ons hemelse Vader, om ons lewens vol te maak, betekenis te gee, ryk te maak. Kom Vader, kom Heilige Gees. Elke honger hier binne in ons, elke dors, elke soeke, kom en vul ons met U. Dis ons gebed vandag, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie liewe gemeente, u kan gerus sit. Ons sê dankie vir Sanet hulle, vir die aanbiddingsgedeelte en die samesang saam met hulle. Baie dankie, ek was laasweek so vinnig weer in die Kaap gewees, al by Hugo hulle se gemeente, het gaan baie goed daar. Ek dink ons Kaapse gemeente is nou lekker aan die gang en hy loop mooi. Piet en Saries, ek weet nie of julle kan onthou nie, Piet en Saries gaan ons Belito gemeente nou voltyds vat, en ja, ons kyk uit na hulle ook. Ek gaan in Augustus maand gaan ons daar ook alles open en aan die gang sit, so het gaan goed en ons is bly vir die geleenthede wat ons daar het. Kom ons praat oor ons reeks waarmee ons besig is. Die reeks handel oor die lewe is een groot geveg. En jy sê dalk ek klink soos 'n pessimis as ek dit sê, hoekom is die lewe nie een groot lied nie? Dit is een lied, dit is 'n oorlogslied, okay? So jy moet net die liedjie kies, okay? Maar die lewe is 'n geveg. Hierdie week kyk ek 'n storie saam met AJ op TV waar die ou begin en hy sê hierdie woorde, hy sê vir hom is die lewe een groot geveg. En al die moments of joy is kort moments of joy om jou net ruskans te gee, sodat jy weer kan aangaan met die geveg. Nou, ek dink jy is pessimisties nie, ek dink dit is 'n eerlike beeld van die lewe. Dit is 'n geveg teen jouself, teen sonde, dit is 'n geveg teen die wêreld en magte, dit is 'n geveg net in die algemeen oor survival, so die lewe is 'n groot geveg. Nou dis waarmee ons begin het. Toe het ons gesê, maar wat belangrik is vir mans en vrouens, maar vir mans in besonder, want mans is meer geneig tot die geveg. Mans is bietjie meer gewelddadig, bietjie meer kompetisie gedryf, maar mans is so bietjie anderster gewaier as vrouens, maar wat baie belangrik is vir die mans, is om die geveg reg te kanaliseer. Mense het agtergekom, die slim ouens het agtergekom, as jy nie vir mans iets gee om te beklei nie, dan piek hulle 'n fight met alles, okay? Kat, hond, jy piek so net 'n fight, okay? Gisteroggend het ek so wakker geword, ja, okay? Net alles, en toe loop die arme kinders deur die eerste halfuur, okay? Maar jy piek net 'n fight, want daar moet purpose in jou lewe wees. Daar moet 'n doel wees, ek moet iets wil bereik, ek wil iewers heen gaan. En hulle sê, ons as mans, die krag moet gekanaliseer word na, veg jy vir die regte goed. Dis nou nog net waarmee ons begin het. Toe ons sê, wat is die regte gevegte? Die regte gevegte is nie net geld en survival en hierdie lewe en voorkom in die lewe nie, die regte gevegte is baie dieper. En Jesus se wysheid was iets van, die regte geveg is 'n geveg van liefde. Om God lief te hê, om jou naaste lief te hê, en om jouself lief te hê. Dis eintlik die regte gevegte. Nou, dit is baie, kom ons sê, airy-fairy woorde, hoe veg ek vir liefde, hoe veg ek vir liefde vir God, vir my mens, vir myself, en iets van daai liefde is dalk iets van, laasweek het ons daarna gekyk, hoe veg jy vir jou liefde vir God, is kinderlik, glo jy regtig God is goed?
Glo jy in alle omstandighede, God is in beheer? Glo jy regtig in 'n hemelse Vader wat daar is en wat betrokke is en wat werk in jou lewe? Glo jy in 'n groot goddelike doel, gawes, gees, die magte, die purpose hier op aarde? Ek bedoel, dis nie net veg jy vir liefde nie. Dis nie net airy-fairy love story nie. Dis veg jy om daai kinderlike geloof in God se goedheid te hê. Ons gaan vandag bietjie kyk na hoe veg jy vir mense. Net voordat ons dit in 2 Timoteus 4:6 is ons versie, né? Waarna ons kyk, waar hierdie hele preek vandaan kom, die reeks vandaan kom. Paulus sê, wat my betref, word my lewe al reeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Hy sê daar's 'n stryd, en daar's 'n goeie stryd. Ek het die wedloop voltooi, ek het gelowig gebly. Dis deel van die oorlog. Behou jy jou geloof. Hy sê, en nou wag die prys vir my, die laurierkrans van die lewe, vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Laasweek se boodskap was, jy veg met God, vir God, is iets van jy veg met hierdie regverdige beoordelaar. Mans, hou ons daarvan om met die ref te beklei. Okay, hy hoor jou nie, hoor. Okay, jy kan hom nou maar los, okay? Maar ons wil, dit wil vir ons voel, ons het te sê. Het julle dit agtergekom? Mans wil 'n sê hê. Dis waarom jy met die spietkop stry. Jy het te vinnig gery. Okay, maar ons wil net te sê in hierdie wette. Nou, dis ons fight met die regverdige regter. Het jy al agtergekom jy wil net te sê by God? Nee. Dis okay om my kinders siek te maak, maar kan ons hieroor praat? Ek bedoel, hoe werk die lewe? Dis okay as ek my werk verloor, maar kan ons net hieroor praat? En dis die geveg met die regverdige regter. En as jy nog nie hierdie gevegte gehad het nie, ek dink nog hier dan was jy 'n mens nie, dan moet jy nog wake up en mens word. Want dis 'n normale ding binne in ons, dat nie alles wat gebeur op planeet aarde maak vir ons sin nie. Nie alles wat gebeur voel ons is regverdig nie. Het jy al jou kinders geleer, life is not fair? Niemand nie, net ek. Okay, fine, ek gaan dit nog leer. Vat my hierdie sinnetjie, kan my quote op hom, okay? As jy nog nie gevoel het, life is not fair nie, het jy nog nie met die regverdige regter, beoordelaar, beklei nie. En jy moet, dis deel van groot word, dis deel van jou uitsortering van mens wees, om te beklei met die regverdige regter, wat is gehoorsaamheid? So, dit was nou laasweek. Hierdie week gaan ons aan en sê, hoe beklei ons vir mense? Nou die eerste ding wat ons moet doen as ons sê, okay, hoe veg ek, hoe beklei ek vir mense, is ons moet 'n prioriteitslys optrek. Wie en wat is die belangrikste mense in ons lewe? Nou baie interessant. Ek is teologies ingestel, my brein, my hele wese, ek werk in teologie. As jy na Jesus toe gaan, net vir hierdie is net vir interessant. Ek weet dit is 'n boring punt vir die meeste van julle, maar net vir interessant. As jy na Jesus toe gaan en jy vra vir Jesus 'n prioriteitslys van wie is die belangrikste mense in jou lewe, baie interessant. Jesus het nêrens 'n prioriteitslys gegee nie. Jy het geweet? Nee. Okay, ek sê dit vir jou. Okay, hy het nêrens Jesus het een prioriteit gehad. God. Hy het selfs gesê, as jy nie bereid is om man, vrou, kinders, alles af te staan en God te volg nie, sal jy hom nooit kan volg nie. So, as jy na Jesus se lewe gaan kyk, hy was nie baie sterk op focus on the family nie. Sorry James Dobson, okay. Jesus was nie sterk op focus on the family nie. Jesus het een prioriteit gehad, God die Vader. Maar tussen Jesus se lewe en sinne, kom jy agter, ja, hy het gesê, 'n man en 'n vrou mag nooit skei nie. Hy het gesê, 'n mens moet nooit 'n kind laat struikel nie. Hy het gesê hoe jy jou naaste moet behandel, maar hy het nêrens 'n prioriteitslys opgetrek. Dit is baie interessant. Paulus kom en Paulus trek 'n prioriteitslys op. Paulus kom byvoorbeeld in Kolossense. Dan begin hy, dan sê as ons wil praat oor verhoudings, moet ons hier begin. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Dis die eerste een. Vrouens, julle moet altyd na julle mans luister. Julle moet mooi luister. Okay? Is dit nie wat hy gesê het nie? Okay. Ag, jy sien, my vrou glo my so as ek die Bybel quote, hy daai werk. Okay, in ons huis. Wie kan nou met my stres as oor die Bybel gaan, okay? Okay, vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. So, ek bedoel, Paulus begin en hy gee prioriteite.
van wat is belangrik, en hy begin by die huwelik, hy begin mans en vrouens, en hy spandeer 2-3 versies daarop, en dan gaan hy waartoe? Kinders toe. En dan leer hy ons oor, kinders, julle moet na julle ouers luister, en hy sê dan 'n heavy ding, paas, moenie julle kinders terg nie. Nou, daai is 'n interessante vertaling, hy bedoel nie, nee, okay. Terg is daai ding van, moenie vir hom doelwitte gee, en hom afbreek en afkraak, en die heeltyd op sy keus wees nie. Jo, dis moeilik, okay. Van is so in 'n paas maak kinders taaf vir die lewe. Nou, paas is op hulle keus, pa probeer sê, die lewe is taaf, die lewe is hard, die lewe is 'n fight, die lewe is die ferry, okay, maas gooi poeier, okay, pa sukkel met poeier, okay, poeier, my voete stink, dis al wat jy poeier gooi, okay, nou, en die Bybel praat daaroor, die Bybel is baie, Paulus het iets geweet van, hoorie, het lyk vir ons, paas is heavy op die keus van kinders, dit het vir Paulus hulle so gelyk, en ek kyk na myself, want ek op AJ se keus, en ek's kwaai, en ek's streng, en ek's altyd hard, en ek's altyd vinnig vir hom, en hy, dan vra ek, waar kom dit vandaan? Ek love hierdie klein dude met my hele hart, ek bedoel, wow, ek is mal highlighty, daai is my lighty. Maar hoekom is ek so kwaai met hom? Hoekom is ek so vinnig op sy keus? Dis iets in ons wiring, ek weet nie waar kom dit vandaan nie, okay? En daarom skryf die Bybel oor daai verhouding. Hoe moet paas met hulle kinders wees? Hoe moet paas met hulle kinders wees? En dan die derde verhouding wat hy gebruik is, dan gaan ons na die werksplek toe, slawe en baase en breër family en al die klas. So Paulus gee vir ons 'n prioriteitslys. Die belangrikste verhouding in jou lewe is jou huwelik. En die reeks waaroor ons praat is, jy moet fight vir jou huwelik. Dit is 'n fight. Ek het dit laas genoem, tussen 20 en 30 fight jy om die girl te kry. Nee, jy fight met pelle, jy fight met ex-boyfriends. AJ het hierdie week uitgevind, dat mamma het eers 'n boyfriend gehad, voordat sy vir pappa gehad het. En hulle kan nie verstaan, hoe kan mamma so iets doen nie? Bro, come on, ma, is jy ernstig, iemand anders as hy gorgeous Hank. En Vicky se woorde was, hy was bietjie maar gewees. AJ se antwoord was, jy gaan nooit daai probleem met pappa hê nie. Hulle wil my met die trekker om die plaas jaag om my pens te verloor, okay, maar okay. Maar tussen jou 20s en jou 30s fight jy om die persoon te kry. Tussen jou 40s en jou 50s fight jy met die persoon. Jy fight om die persoon te hou. Kom ek vertel jou wat gebeur, net hierdie is net my tips. In jou 20s en jou 30s fight jy om 'n persoon te kry. En jy dink die doel van daai persoon is om jou te laat goed lyk en jou gelukkig te maak. So jy gaan net aan met jou selfsugtige lewe en jy projekteer dit na hierdie arme huweliksmaat van jou toe en in jou 40s en jou 50s sorteer julle twee daai fights uit. En jy kom agter jy gaan altyd verloor. Okay? Want hierdie persoon is nie op planeet Aarde om jou gelukkig te maak. Hierdie persoon is nie jou slaaf nie, hierdie persoon is nie jou nog 'n troeteldier in die huis wat jy kan rondchant nie. Hierdie persoon is een wat jy gekies het om jou lewe mee te deel. En mans, vrouens, hier is die woorde. Julle almal het mekaar baie seer gemaak in jou 20s en jou 30s. En jy is veronderstel om in jou 40s en jou 50s dit uit te sorteer. En nou begin jy te beklei vir mekaar. Jy begin nou beklei, waar jy eers teen mekaar beklei het, kom jy agter, hou nou op, dit is sinneloos, dit is simpel, hou op om jou alleen te probeer change, hou op om jou af te dwing, hou op jou smaak en jou sienings, hou op. In jou 40s en jou 50s hoop ek, jy word slim genoeg om agter te kom, dit is nie die lewe nie. In jou 50s en jou 60s en jou 70s, as jy reg deur hierdie goed gegaan het, dan kom jy agter, die fight is eintlik vir jou, om 'n diensknegt te bly vir hierdie ander persoon. Jo, dan laat hier lewe amazing lekker. Okay, dis actually servant, en hoe meer ek serve, hoe gelukkiger is hierdie wese in hierdie huis saam met my. Ons het 'n bordjie in ons huis, happy wife, happy life. Dis eenvoudig, dis heel eenvoudig, okay? Happy wife, happy life. Maar dis die waarheid, en as jy net agterkom, hoe meer jy hierdie persoon serve en happy maak, hoe meer gebeur het outomaties dat hierdie persoon jou happy maak. So dis die fights wat jy moet leer, maar jy moet beklei voor.
Want daar's 'n vyand, die duiwel, en hy versprei leuns, en hy versprei begeertes, en hy versprei drange, en hy versprei die eie ek, en hy versprei 'n klomp bagasie, wat jy saam met jou gebring het in hierdie huwelik, en sy hoofdoel is die verwoesting van 'n huwelik. Ons almal weet dit. Ek hoef nou nie daaroor te preek vandag nie. So jou fight is vir jou huwelik, jou eerste fight. Jou tweede fight is vir jou kinders. Okay? Iets van die opvoeding van jou kinders, iets van om hulle deur hierdie lewe te kry, om hulle te beskerm. En ons gaan nou praat wat die fight is. Ek praat nou so van vrouens. Gister staan ek en hy by die vuur en hulle wil 'n klein vuurtjie maak, hy en GST, en nou moet ek help en blablabla. En op 'n stadium sê hy vir my, hoekom is daar 'n gelukkige Vadersdag en 'n gelukkige Moedersdag? Wanneer is dit gelukkige Kindersdag? Ek sê vir hom, wel, julle lewe is flipping gelukkige Kindersdag. En hy sê, nee, daar's 'n gelukkige Moedersdag en 'n gelukkige Vadersdag, maar as ons nie hier was nie, sou julle twee nie daar gewees het nie. Prokureer, okay? Gelukkige Vadersdag en gelukkige Moedersdag kan net bestaan as daar gelukkige kinders is. Okay, dis wat hy vir my probeer sê. Hy sê ek van Kersfees en jou verjaarsdag is gelukkige Kindersdag, en hy sit so ruk en hy dink, maar jy kry ook 'n persent op Kersfees, so dis nie my dag nie. Okay, ek het hy nou verloor, alright. Maar gelukkige Kindersdag, dis deel van jou geveg. En is nie net om hulle gelukkig te kry, ek bedoel ons weet dit, ons gaan nou daarna kyk, maar dis jou tweede geveg. Kan ek dit weer sê? Dis jou tweede geveg. Hoeveel mense is hulle kinders bo hulle huweliksmaats? Is veronderstel om jou tweede geveg te wees. Paulus het hom, kan jy nou sien hoe ek gaan skryf oor prioriteite? Paulus het hom tweede gesit. En gaan praat man, hierdie please, almal weet ek judge nie geskeide mense, en teenoor hierdie kerk is lief vir almal wat deur daai pyn en hel is van egskeiding, please. Maar gaan praat met 'n kind wat deur 'n egskeiding is. Wanneer 'n pa en 'n ma mekaar verwerp, voel 'n kind hulle het hom verwerp. Dis sielkundig gemeet, gaan kyk dit maar. En alwaaroor dit gaan is die sekuriteit. Paulus, 'n ongetroude man wat nie kinders gehad het nie, het met die Gees hierdie wysheid geskryf toe hy gesê het, mans en vrou, sort julle twee uit, dan voel kinders gelief. Dis outomaties. As hier konflik bo is, kinders voel dit en dit moet uitgesorteer word as dit gebeur, en dit kan uitgesorteer word. Bedoel, ek sê nie dis beyond repair nie. Al wat ek sê is, kinders voel dit. Jou eerste prioriteit man en vrou. En jou tweede prioriteit jou kinders. En jou derde prioriteit is jou werksplek en jou wêreld. Nou, net vinnig, hier is weer, nie twinne trap van mans nie. Ek het al agtergekom as mans wat hulle mede-kollegas beter ken as hulle vrouens. Veral as dit 'n mans palace wat saam bier drink. Okay? Het jy al agtergekom, jy ken die moods van jou personeel, ek's nou 'n baas van 'n klomp mense. Ek ken die moods van my personeel baie keer beter as wat ek die moods van my huis ken. Ek's meer sensitief vir die moods op hierdie kantore as baie keer die moods in die huis. Ek ken die verskillende liefdestale van my personeel. Ek ken die verskillende motiveringstale van my personeel. Ek is meer sensitief vir hulle moods en hulle swings en om goeie resultate uit hulle uit te kry as wat ek baie keer is vir my eie gesin. En ietsie van moet ons vra, hoekom? Kom ek gee vir jou sommer gou die antwoord op. Omdat die lewe 'n oorlog is en 'n battle is, en die huweliksbattle en die gesinsbattle is moeiliker as die werksbattle. Weet jy hoekom? Want die werksbattle het ons 'n gemeenskaplike doel. Ons moet groei of ons moet wins maak of wat ook al jou werksplek se doel is. Jy het 'n gemeenskaplike doel en ons hanteer die doel en ons kan meet wanneer ons wen. Wat is die gemeenskaplike doel by jou huis? Ja, ons weet nie. Survival. Ek moet haar net nie doodmaak nie. Okay? Of sy moet my net nie vergiftig nie. Alright. Ek moet net uitvang. Eers die kos toets en die kat voer. As die kat omval, dan kan ek dit eet. Okay? So, ons het nie 'n doelwit by die huis nie. En daarom het ons nie dieselfde emosionele belegging in die huis nie. En daarom is dit nie so sensitief by die huis nie, omdat die wen nie so maklik gemeet kan word nie. Ek bedoel, as jy getroud is en jy het 'n vrou en jy het kinders, hoe weet jy of sy gelukkig is? Jy vra, liefie, wat's fout? Niks. Okay, sy's gelukkig. Sy het gesê niks. Mans, die woord niks beteken alles is verkeerd. Tip. Okay, vat dit, los dit, gebruik dit. Okay? So, hoe weet jy wen? Hoe
Hoe voel 'n wen by die huis, né? Het jy al agtergekom in die werksplek kan goed vinnig verander. Jy kan nou die nommer 1 verkoper in die land wees en môre oormôre is daar 'n nommer 2 company wat beter as jy doen, bla bla bla. Jy kom agter jy verloor. Hoe vinnig verloor jy by die huis? Dit verander in sekondes. Jy kan by die huis instap met 'n wen. Jy kan 'n verkeerde sinnetjie sê en jy kan gaan slaap met 'n massiewe verloor. En dit kan lank aanhou, okay? Maar hoe weet jy dit? Verstaan julle wat ek sê? Ons is meer geneig om te beklei, te veg vir die goed by die werk, die derde verhouding in ons lewe, as vir nommer 1 en vir nommer 2. Kom ons praat gou. Waarvoor moet ek beklei? As ek nou sê, ek weet 'n maatskappy geld win, bla bla bla, maar in my gesin, vir my huwelik, waarvoor moet ek beklei? Wat is die geveg? En ek het baie oor hierdie ding gebid, regtig, en ek het die Here gesoek hiervoor. Vir 'n praktiese antwoord vir mans wat soos ek is, wat sê, Andries, help my, maak dit meetbaar, dat ek hierdie goed kan aanvat en challenge, en laat ek die regte geveg veg. En hierdie woorde het in my hart opgekom. Ons moet veg vir alle behoeftes by ons huis. Gees, siel en liggaam. Dit klink soos 'n klein antwoord. Maar hier is wat die meeste mans baie goed kan doen. Ons kan veg vir die liggaamlike behoeftes by die huis. Met ander woorde, dit is 'n man se werk om te sorg vir die huis. Die dak, die klere, die kos, die finansies. In my wêreld, Wiekie se wêreld, ons budget, ons beplan. Kinders moet 'n kar kry op 18, 19, kinders moet universiteit toe gaan. As die laaste een klaar is met universiteit, moes ons al ooit al afgetree het, is al genoeg geld vir pensioen. Ek beplan vir die veg van die liggaam, die fisiese behoeftes van my gesin. En die meeste mans doen dit flat out. Ons gaan werk vroeg tot laat. Ons beklei, ons budget, ons spaar, ons sny, ek weet nie van jou nie, my kop is permanent vol van, is alles in plek, is al die gate toegestop. Jy gaan nie 'n krisis by gesin tref nie, ons gaan alles kan betaal, ons gaan 'n huis bou, ons gaan 'n kar, ons gaan kan diens, ons gaan hospitaal toe gaan, ons het elektriese fens, die alarm is betaal, die kinders is veilig. Die fisiese fight doen die meeste van ons baie goed. Maar hoor mooi, die geveg is vir gees, siel en liggaam. Liggaam doen ons baie goed, maar hier is die vraag. Hoe doen jy in die fight, die geveg, vir die siel van jou vrou? En as ek sê siel, bedoel ek die emosionele, die sielkundige kant van jou vrou, van jou kinders. Die meeste man sê, daai afdeling het ek vir my vrou gelos. En dit is so 'n bietjie diep, Andries. Ek bedoel, om te weet, hoe voel hulle? Hoekom voel hulle so? Ek bedoel, 'n vrou weet self nie eens hoekom voel sy so nie. So, hoe moet ek nou weet hoekom voel sy so? Okay? Die kinders, hulle moods, hulle groot word, hulle vrese, hulle issues by die skool, hulle issues met boyfriends en girlfriends, en weet jy, my werk is om te sorg dat daar 'n kar is op 18. Al hierdie ander moods hier tussenin, dis ma se werk. Nee, dis pa se werk. Pa moet in touch wees en aan die behoeftes voorsien van liggaam, siel en gees. Siel met jou vrou, ek wil net hierdie quote gou gee. Baie dankie aan Box Office. Box Office het dit maklik gemaak om 'n love story vir R30 uit te neem en jou in 'n goeie plek te sit met mamma. Box Office red huwelike, is al wat ek kan sê. Okay. Maar wanneer jy 'n movieetjie uitneem saam met mamma en 'n popcorntjie op die bank sit en eet, is baie makliker as om uit te gaan in 'n mall te gaan rond. Oh, Vader help ons. Okay, so hier connect ek nou met mamma thanks to Box Office. Okay, ek hoop hulle betaal my vir die promo. Maar daai siels connection, mans, dis wat ons moet doen. Jy moet op 'n ander vlak met jou vrou connect as mamma, kom kyk hierdie mooi 3. Sy het nie 'n saak met die Lions se mooi 3 gisterand nie, hoor. Mooi 3. Ek tog hy tel 5 punte. Eers julle is confusing. Okay. Mamma wil op 'n ander vlak haar siel, haar emosies, haar binneste aan jou bekend maak. En 'n vrou, en ek love you, maar hulle is sensitiewe wesens. Hulle is soos 'n bokkie, Hooglied, ek het hom gesoek. Hooglied beskryf haar as 'n bok. Nou ek is lief vir jag, ek ken die veld, ek is mal oor bokke in die natuur. 'n Bokkie staan nie net daar en sê kom vat aan my nie.
'n bokkie sê, kom kruip, voordat jy aan my vat. Mamma sê nie net, kom vat aan my nie, papa. Sê jy gaan werk daarvoor. En al die man sê, amen, preach it, brother. Halleluja. Okay, kom ons lei die diens af. Ek weet nie waaroor gaan dit nie. Okay, kom ons gaan dan. Man, sorry. Okay, maar, ag, Here help ons. Kom hierdie punt vandaan. Okay, kom, bloos ek. Sit geel ligte aan. Okay, haal die rooi ligte af. Okay. Hoor gou. Mans, ons moet besef, die oorlog is dieper as liggaam. En ons doen die liggaam fight maak. Okay, siel, gees fight is nog erger. Gaan jou kind hemel toe? Gaan jou kind hemel toe? Dis die vraag. Gaan jou vrou hemel toe? Gaan jou vrou hemel toe oor hoe jy leef? Of gaan sy juis hemel toe om weg te kom van jou af? Sy die Here aangeneem, want sy weet jy sal nie, okay? Ewigheid sonder jou, klink soos hemel, okay. Hou met hierdie goed voorberei in rehearse actually, nee, nie net hier op die kansel nie, okay. Mans, gaan jou vrou hemel toe oor hoe jy God dien? Soek sy die Here meer omdat sy hom in jou so sien? Dis die vraag wat ons, die fight is nie net, is daar geld in die bank, die fight is nie, is daar dak oor die koppie, die fight is nie, het ek gesorg vir julle, my hele lewe het ek my dood afgesleef, en hier is vir julle 'n lewe, en 'n huis, en 'n kar, en ek het vir al hierdie goed betaal, hoorie, dis jou vrou se eerste behoefte, en dis 'n belangrike behoefte, daar's niks fout met hom nie. Maar sy het 'n siel, en sy het 'n gees, jou kinders het 'n siel, en 'n gees. En hulle het 'n ander behoefte ook. Nou, op 'n sekere stadium, terwyl ek hierdie goed sê, moet mans vir my begin sê, hey, jy pik op ons nou, hierdie is bietjie moeilik. Dis die hele idee, pel. Dis waarom ek sê, die hele lewe is 'n fight. Het jy gedink dit gaan maklik wees, om kinders in hierdie wêreld aan God voor te stel? Het jy gedink dit gaan maklik wees, om jou kinders so groot te maak, dat hulle liefde en respek het vir God, en God wil dien en volg, en nooit te draai in die wêreld wil gaan maak, want pa jok vir my, steek iets vir my weg. Bro, hier is die woorde, ja, dit is een groot oorlog, manne. En hier is jou genuine fight. Jou genuine fight is nie die budget meeting, en is ons die beste company in land, en het ons die hoogste wins gered, en het ek weer die award gewen vir die beste makelaar van die jaar. Ek kom nou in sy kantoor, beste makelaar van die jaar, dan dink ek, is jy die beste pa van die jaar, pel. Het is maklik om die beste makelaar te word. Gee my 'n challenge en ek sê hoe wys ek sal dit reg kry. Maar die award op jou muur is beste man van die jaar. Beste pa van die jaar wat my aan die Here voorgestel het. Dis die award wat ons soek. Dis die een wat tel. En hy's bietjie moeiliker. Hy's nie vroeg opstaan en gaan werk en bel en connect en e-pos en nee. Hy vat 'n bietjie 'n ander kuns, fyner kuns, 'n luisterkuns, 'n daweeskuns, 'n belangstelkuns. 'n in-tune kuns, 'n konsentreer, hy is baie moeiliker. So wat ek vir jou probeer sê is, dit moet een groot fight wees. As dit nie vir jou moeilik is nie, as jy nie in die regte fight nie. As jy sê, it's 'n breeze, kinders groot maak, 'n breeze, vrou lief hê, my maklik man, dit kom net so. Jy lieg vir jouself, sy's kwaad vir jou hoor. Sy's nie so happy soos wat jy dink nie. As dit nie 'n fight is nie, as jy nie in die regte lewe nie. Kom ek vat jou, hoekom ek so sê. Paulus skryf weer oor hierdie prioriteite in Efesiërs. Die eerste een was aan Kolossense, jy kan op die blaadjie kyk. Die tweede een is in Efesiërs. Hy sê in Efesiërs 5:21, die huwelik. En hy begin, man, vrou weer mekaar lief hê. As hy, hallo, hey jou liewe Jesus op my afloop. Jo, kan julle my net sê, dan kom hou agter my. Hallo Johan, hoe gaan met jou Johan? So lekker om jou te hê. Is jy nou so embarrassed soos ek? Ek hoop so. Dankie. Okay, kom ons gaan. Sien julle, daar's hy. Sien julle, die lewe is een groot fight.
Na 20 jaar kry ons nog die kerk reg nie. Okay. Paulus skryf in Efesiërs 5:21, kyk gou daar begin hy die huwelik. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, vrouens onderdanig wees. Die mans en die vrou is 'n beeld van Christus in die kerk. Baie mooi storie. En dan Efesiërs 6:1, kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees, ouers weer kinders, bla bla bla. 6:5, werksplek, slawe, baase, bla 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 bla. Hoor, hier kom die surprise vir jou. 6:10 is die wapenrusting. Nou ons gaan op naweke weg vir oorlogsvoering, al doen ons die wapenrusting. Net gou, vat net hierdie met liefde. Ons gaan op 'n warrior conference, maar ons los ons man en vrou en kinders by die huis. Ekskuus, Paulus het Efesiërs 6:10 geskryf vir hulp vir verhoudings. Hy het nie die wapenrusting van God geskryf vir ons fights, 3 keer om die dorp loop en die sataniste uitjaag nie. Hy het die wapenrusting geskryf vir die huis, vir man, vir vrou, vir kinders, vir verhoudings. Hy skryf hom in volgorde. Onthou die Bybel het nie versies gehad nie. Ons het die versies ingesit. Ons het die hoofstuk in die vers. So Paulus het geskryf, mans, cha. Papas, cha. Kinders, cha. Werksplek, cha. Hoe julle hierdie goed gaan regkry is, kom ek help julle om die wapenrusting aan te trek, want by die huis gaan dit een groot oorlog wees. En die duiwel is op jou kinders se keus, en die duiwel wil jou gesin breek, en die duiwel wil verhoudings verwoes. So kom ek skryf vir julle, hoe trek jy 'n wapenrusting aan vir die fights wat saak maak. So ek wil hê jy moet jou Bybel mooi leer. Moenie die wapenrusting uithaal en om hier op die kant sit en dink is 'n swaard en 'n spies en alles en nou gaan ons die duiwel aanpak vir ek weet nie vir wat nie. Iran en Irak en al hierdie ander fights nie. Is 'n fight vir jou huwelik. Is 'n fight vir jou kinders. Is 'n fight vir jouself. En is 'n fight vir die mense om jou. Kom ons lees om Efesiërs. Ek gaan hom net vir jou lees. Efesiërs 6:10. Hy sê daar bly nog een ding oor waaroor ek met julle wil praat. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. Maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. Onthou nou vir wat skryf hy hierdie? Hy skryf hierdie vir die mense in die gesin, nadat hy van die huwelik, nadat hy vir kinders, nadat hy vir die werksplek gepraat het, sê hy, julle kan sterk wees omdat God sterk is. Laat ek die voorbeeld van 'n soldaat in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek kan draai met al sy slim planne oorrompel nie. As ek hierdie woorde sê, dan dink ek, hoe stap ek uit die huis uit? En dan sê ek, right, hier gaan ons werksplek toe. Right, nou gaan ons fight. Right, hier gaan ons, nou gaan ons wheel, deal, maak, breek. Hier gaan ons nou in die oorlog in. Idiot, is verkeerd om. As ek by die deur instap, as ek van die werk afkom, dan sê ek, right, hier kom ek in die fight in. En daardie bedoel ek nie ek en my vrou gaan fight nie. Daardie bedoel ek, nou begin my werk van emosioneel connect. Nou begin my werk met luister, verstaan, sien wat gaan aan, sien die duiwel besig in my kinders se lewens, sien waar die duiwel vandag saadjies by die skool en hulle lewens plant, sien waar die stemme vandag in my hart en in my vrou se hart verkeerde goed gesê, dan begin die fight. Om werk toe te kom is om bietjie weg te kom van die fight af. En om terug huis toe te kom is om in die regte fight in te gaan. Hy sê daar is 'n oorlog aan die gang. Hy sê een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reg hou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hom hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en die dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Dit is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die duiwel iets aan julle doen. Nou, tot hier toe het hy nog hierdie klere gegee. Hy sê nog net daar's 'n fight en dis teen die duiwel. En hy is teen julle, hy is nie teen jou nie, hoor die woorde wat hy skryf, hy is teen julle, verhoudingsversies, hy is teen huwelik, hy is teen jou kinders, hy is teen ons wêreld, okay? Hy is teen ons dinge wat ons wil staan voor vir God. En dan sê hy, begin aantrek, die waarheid, moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. Nou ons kan die hele preek,
oor die belangrikheid van waarheid in die huwelik, waarheid in jou kinders, waarheid. Dis 'n hele preek op sy eie. Hy sê waarheid om julle middelvaspunt, die wete dat God jou van al jou sondes vrygespreek het, moet soos 'n stuk staal jou bors beskerm. Ons kan praat oor genade, vergifnis, vryspraak in die huwelik. Mans en vrouens moet mekaar vergewe oor en oor vir die goed wat ons aan mekaar doen. Vir waar ons eie ek, ons selfsugtige drome en planne, ons projeksies van ons kinderwees en ons grootword, waar ons het, onthou wat ek gesê het, nee, in jou 20s, 30s beklei jy vir mekaar om mekaar te kry, en jou 40s, 50s beklei ons met mekaar. Ons moet mekaar vergewe vir daai goed. Daar moet vryspraak wees in die gesin. Alle kinders moet hulle ouers ook vergewe, want alle ouers maak foute. Een huis moet 'n plek vol van genade en vergifnis wees. Hy sê, jy moet altyd gereed wees om vir ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons bring. Dit moet so skoene aan jou voete wees. Kan ek net sê, voordat jy Rusland toe gaan om die evangelie daar te gaan verkondig, stap af in die gang. Jy gaan sit op jou seun se bed en vertel dit vir hom. Ek ken mans wat baie guts het, hulle gaan oor land en see om een disipel te maak. Wonder wat so Jesus gesê het, maar die kind in jou eie huis wil niks met kerk of God te doen nie, oor hoe jy leef nie. So moet nie ver gaan met jou skoene nie, begin sommer in die huis. Hy sê, dan is daar nog jou geloof. Die intieme verhouding met die Here moet soos 'n skild wees waarmee jy al die giftige aanvalle van die bose keer en een kant toeslaan. Ek dink ons almal weet, elke huisgesin kry aanvalle. En jy moet die skild van geloof hê waarmee jy daai goed afbid. Paas, baie keer hou jy daai skild vas. Jy is die wapendraer en jou kinders en jou vrou is net om jou. En jy moet daai skild van geloof hê. Om te sê, liefie, ons gaan deur hierdie ding kom. Liefie, hierdie is net 'n aanval. Liefie, ons gaan sterker hierdeur kom. Ons gaan vasbyt, ons gaan aanhou glo, ons gaan aanhou kerk toe, ons gaan aanhou bid, ons gaan aanhou stilte tyd, ons gaan aanhou in die sel, ons gaan aanhou met ons bediening, ons gaan aanhou. Ons moet daai skild dra, ons moet daai goed afval. Hy sê, skild waarmee jy die giftige aanval in die bose keer in een kant toeslaan. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie. Jy is gered. Dit is soos 'n eysterhelm wat jy jou gesig en jou kop mee moet beskerm. Jy is gered. Ons as gesin, ons as verhouding, jy met jouself, jou denke, oor en oor sê, maar ek het die Here aangeneem. Ek wil 'n Christen wees, ek wil hierdie pad stap. Jou gesig en jou kop beskerm. Hy sê die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees jou gee om die stryd mee te voer. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Jy moet altyd bid. Praat met God en vra hom wat jy wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. Onthou dit en moenie julle onkant laat vang nie. Moet ook nie vergeet om gedurig vir julle mede-Christene te bid nie. En moenie van my vergeet nie. Paulus som hierdie ding so mooi op. Hy sê, begin met jou huwelik. Jy begin met jou kinders. Jy gaan na jou werksplek toe. Jy gaan na jou mede-gelowiges toe en jy sluit af met jou predikant. Ek hou nie van sy prioriteite nie. Jy begin met jou predikant. Nee, ek joke. Okay, kom ons gaan. Paulus som hierdie ding mooi op en sê, mense, dis hoe jy moet bid. Dis die stappe wat jy moet volg. Nou, hierdie is so prakties. Hy sê, ek wil nie hê jy moet onkant gevang word nie. En hier weet ek, almal is op verskillende ouderdomme, verskillende tye, groot kinders, klein kinders, geen kinders, baie kinders, klein kinders al. En ons kan nie terug gaan nie. Regrets is regrets en jy moet oor dit kom. Maar hier is die fights, mense, hier is die oorlog. Hierdie is die oorlog. Beklei met God, vir God, teen God, saam met God, fight jou fights met God, dis fine. En dan jou tweede fight vir die mense. Die prioriteitslys wat die Bybel ons gee, fight vir die mense wat regtig tel in jou lewe. En moenie onkant gevang word nie, daar's 'n duiwel. En hy slinks. En hy werk emosioneel en hy werk geestelik. Is nie net geld en brood en kos en klere nie. Werk dieper. As jy my vra, Andries, hoe? En ek gaan net 3 woordjies met jou bespreek. Hoe beklei ek vir my geliefdes? Hoe beklei ek in hierdie prioriteitslys? 3 woordjies. Luister, tyd en gebed. Ek wens dit was 3 makliker woordjies. Hoor mooi, mans en vrouens. Weet jy hoe beklei jy vir iemand? Deur fyn te luister. Jy hoor tussen die lyne wanneer 'n kind gebreek is. Jy hoor dit nie bult nie.
Jy lees tussen die lyne wanneer daar seer is, emosionele seer is. Jy lees tussen die lyne wanneer daar woede is vir God, woede is vir die wêreld, die lewe. Mense, dit vat 'n skiel om te luister. En ek en jy moet begin bid en sê, Here, maak my ore oop, dat ek sal hoor wat aangaan in die Gees by my huis. Ek het mense wat baie slim is en sensitief is en skerp is op hierdie goed. Dan kom hulle in my kantoor en vra hulle vir my, wat's fout met, kom ons sê, Piet vandag? Dan het hy in die gang afgeloop, ek het in die gang afgeloop, Piet het daar gesit, ek het vir Piet gegroet, môre Piet, en ek het aangehou loop. Hy het vir Piet gegroep en hy kom in my kantoor en hy sê, wat's fout met Piet vandag? Dink ek, ek weet nie, hy moet sy werk doen. Want wat's fout met hom? Ek kan nie sê wat's fout met hom nie, weet? As mense wat sensitief is, wat in 'n groet kan optel iets is fout. Hoor mooi, ek en jy moet sensitief raak by ons huise, nie by die werksplek nie. Nie vir die kliënt wat nou weer kwaad is nie vir die groot kontrak wat ons gaan verloor nie. Nou moet die hele wêreld tot stilstand kom, maar die groot ou kliënt gaan nou weggaan. Maar jou groot kliënt, jou vrou is dalk ook op pad weg. Jy moet meer sensitief raak daarvoor. Jou groot kliënt, een van jou kinders is op pad weg. En die wêreld moet tot stilstand kom vir dit. Nie vir jou groot bombastiese vark van 'n kliënt wat wil waai nie, laat hom waai. Maar jou kind mag nie waai nie. Dis die fights, mense. En ons moet begin luister dat die Here vir ons sê, daar's moeilikheid in jou huis, dan moet ek dit hoor. Daar's seer, dan moet ek dit hoor. Daar's verlange, dan moet ek hoor. Daar's alleenheid, dan moet ek dit hoor. Die tweede ding wat jy moet kan doen, jy moet tyd daar spandeer. Moenie dink jy gaan aangaan in jou gejaagde lewe en die Here gaan jou kom interrupt met 'n stopteken en sê, "Hy spandeer 'n bietjie tyd by die huis nie." Nee, spandeer tyd by die huis. That's it. Hy sê dit klaar vir jou. Spandeer tyd by dit wat die belangrikste in jou lewe is, by die mens wat die belangrikste in jou lewe is. Huistyd is nie straftyd nie. Huistyd moet jou joy tyd wees. Jy moet nie kan wag om huis toe te gaan nie. Jy moet gaan luister, jy moet gaan hoor, jy moet gaan kyk. Dit moet jou oorlogsveld wees. Dit moet jou challenge plek wees. En die laaste ene, word 'n bidder. Man, word 'n bidder. Wat vir jou gesin bid. Ek's mal oor hierdie laaste woorde. Hy sê, praat met God en vra hom wat jy wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. Man, soveel keer het jy al nie geweet wat's volgende vir jou gesin nie. Hoeveel keer het jy nie al geweet, hoe gaan ons hier uitkom, hoe gaan ons hier deurkom, hoe gaan ons hierdie goed betaal, waar moet ons trek, waar moet ons bly, waar moet ek werk, waar moet my kinders gaan swat, wat se skool, wat se universiteit, waartoe in hierdie land, waartoe, wat sal hierdie antwoorde? Hy sê, gaan praat met God. En die Heilige Gees sal jou wys. Hey, ons bid dan vir kontrakte, hey, ons bid dan vir werk, hey, ons bid dan vir geld. En dan laat jy gebid. Vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, by die naam. Maar dan laat jy hulle geseën. Ek gaan middel Julie na die skoolvakansie begin ek 'n hele reeks oor, hoe seën ons 'n gesin, mekaar, hoe seën ons name. Weet jy hoe om 'n seën uit te spreek elke oggend oor jou gesin? Maar nou, ons moet leer bid. Dis waar die fight is. Dis waar die Here jou gaan help. Dis waar jy die fight gaan wen, op jou knieë. As jy 'n bidder raak, ek het jou gesê gisteroggend word ek wakker, so heel skeef en ek haal dit op al die kinders uit en op 'n sekere stadium sê ek vir Vicky, ek moet net bietjie uitkom. Ek kom 'n uur later terug, 'n nuwe man. En ek maak breakfast vir die hele huis en ek sê happy go, lê hier cheer ek op. Weet jy wat ek hier gaan doen? Ek gaan bid. Ek het al hierdie vrae. Om gaan uitsorteer, wat is dit? Wat toe gaan ons? Wat moet ons maak? Al hierdie goed wat my bug, al hierdie goed wat my kop mal maak oor, ek fight vir die liggaam. En ek net weer my fokus gaan terugkry en gaan fight vir die siel en vir die gees. Want pappa het soos 'n mal ding te kere gegaan oor stout kinders wat nou lawaai en da. Ek net weer gaan terugkry. Ek fight vir die siel en die gees van my vrou en my kinders. Voordat ek my dood stres oor die liggaam. Al die vrae en die antwoorde wat ons moet doen. Ons gaan luister na 'n lied wat Sanet hulle vir ons gaan doen. En dis 'n lied wat ons gaan leer hoe om te bid. Op die 3de nag waak en die Dawid wat gesê het in die middel van die nag roep ek na die Here en soek ek na die Here. Ek en jy moet leer bid. Ek wou nog in die preek vir jou preek oor Dawid en Elia en al die ouens wat nie die regte goed gedoen het nie en die fek op hulle kinders en vrouens en die goeders, ons nie tyd nie, maar ons moet leer bid. In die middel van die nag
vroegoggend, voordat ons by die werk is, voordat ons terugkom huis toe, moet ek en jy leer om bidders te word. Dat ons nie net beklei vir die liggaam nie, maar vir die siel en die gees van ons geliefdes. Kom ons luister na hierdie lied. Voordat ons saam bid, wel sal net hierdie lied doen, ek glo as die Heilige Gees praat die Here in my hart en sê, hier's mans wat sê, die oorlog is te groot. Ek het klaar verloor, ek het my vrou verloor, my kinders verloor, ek is besig om hulle te verloor. Hoor wat sê die Here, dis nie te laat nie, jy die sterkste krygsman aan jou kant, ek self God, is 'n Vader soos jy, en ek sal saam met jou beklei, as jy wil begin beklei. Tweedens sê die Here, as jy wil begin beklei,
Ek kry jou môreoggend 4:00 in jou sitkamer, op jou knie. Soos 'n wag, laat die son moet opkom en sy skof verby is, so moet mans begin, om 1 uur vroeër op te staan, in die sitkamer te gaan wag, laat die son opkom, en op hulle knie begin beklei vir hulle gesinne. Jy kan my maar SMS môreoggend 4:00. Ek gaan wakker wees, en ek gaan op my knie wees. En ek wil mans nooi, om saam met my daad te begin beklei. Vir ons vrouens, vir ons kinders, vir ons land, vir die regte fights wat saak maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die Vader is, die krygsman van alle eeue. Is die God wat nog nooit 'n fight verloor het nie. Is die Vader wat vir die bruid beklei en vir die kinders beklei. En ons wil soos ons hemelse Vader word. En U nooi ons om te kom leer beklei op ons knieë. U nooi ons om U te ontmoet vroegoggend saam met die wagte wat wag vir die môre. Dankie daarvoor, Here. Ek bid, maak 'n warrior spirit in elke man en vrou los hier vandag. Dat elke man en vrou, jong man en meisie hier uitstap en sê, ek gaan begin beklei die gevegte wat saak maak. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat U doen in ons gemeente. Dankie vir hoe mans opstaan en voorloop. Dankie vir paas wat hulle kinders na die Here toe lei. Dankie vir paas wat die hardste bid en die hardste sing en die mooiste voorbeeld leef. Gee ons meer sulke voorbeelde, Here. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Versterk elke moe man nou, Here. Soos hierdie Efesiërs 6 gesê het, word sterk in die Here. Hy is die krygsman. Hy sal saam met jou beklei. Trek die wapenrusting aan en begin bid. Dankie dat U elke man nou sterk maak. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Volgende week kyk ons na hoe veg jy vir jouself. Die liefde vir jouself. Daai oorlog wat ek en jy ook moet fight. Ons gaan ons finansies opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Die persone met wie gereël het, hulle kan sommer dadelik begin met die opneem, terwyl ons dan nog 'n lied luister. Stories of what they think you're like, but I heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are
It's who I am. It's who I Ek hoop julle gaan my vergewe, daar gaan nie 'n slotlied wees nie, want ek het te lank gepreek. Want die klank was stikkend, dit is die mic se skuld, dit was 5 minute. Kom ons staan op, dan gaan ek ons net die seën uitspreek. Onthou vanaand Arne Jordaan is hierso, so geskenkie saam met Vadersdag, 'n lekker saam sing aand, bietjie luister na hom en sy getuienis en so 'n paar dinge. So ons sien jou vanaand. Staan net so, dan ontvang jy die seën vir die komende week. Mag die genade en die seën wat hierdie week op jou rus 'n duidelike uitnodiging wees van jou hemelse Vader, wat vir jou sê, ek wil jou lei, ek wil jou help, ek wil jou leer, na die regte oorloop toe. En ek wil jou sterk maak, om die belangrike gevegte van die lewe te oorwin, sodat jy aan die einde van jou lewe kan terugkyk en sê, dankie Here, vir 'n vol lewe, 'n geseënde lewe, 'n gelukkige lewe. En die gemeente sê saam, Amen. Gaan wees geseëndes, lekker koffie en tee, sien julle vanaand, bye.